besef ons wat dit beteken om te wees soos Jesus. En is ons bereid om onsself te verander om te wees soos Jesus. Dit is 'n interessante vraag wat ons onsself moet vra. Hoe sê die oor met ons om? Ja, Here Jesus, dankie dat ons vanmôre weer na die woord kan kyk. Die woord wat so ryk is en vol is en waaruit ons kan leer en groei. Die woord wat U vir ons gegee het. En dankie dat ons nog vrylik die woord kan verkondig en kan hoor en ontvang, Heer. Dankie dat ons vanmôre sal luister as U met ons praat en dat ons onsself sal ondersoek en dat ons sal kyk na wat die woord sê en dat ons daardeur sal leer en sal gestig word. Dankie, Here Jesus, aan U kom toe al die eer en al die lof en al die dank. Amen en amen. Ons gaan aan met ons reeks in Spreuke. En ons trek nou by Spreuke 16 vers 11 tot 15. Dan sal dit my opmaak in Spreuke 16 vers 11 tot 15. En ek hoop julle Bybels is hier, dat ons die woord van God volg in die woord van God. 'n Regte weegstoestel en weegskaal kom van die Here. Al die weegstene in die sak is sy werk. Dit is 'n gruwel vir konings om goddeloosheid te doen, want deur geregtigheid word die troon bevestig. Die konings het behaag in regverdige lippe, en hulle het hom lief wat regte dinge spreek. Die grimmigheid van die koning is soos boodskappers van die dood, maar 'n wyse man bring dit tot bedaring. En die vriendelike blik van die koning is lewe, en sy welgevalle is soos 'n wolk van die laat reëns. Dus ons kyk na vers 11, die vers bevestig God se soewereiniteit oor geregtigheid, deur die beeldspraak van 'n regverdige balans en weegskaal te gebruik. Daar was baie voorbeelde in die Bybel van weegskaal en mense wat oneerlike weegskale wat hulle gestel het of goed gedoen het mee, dan weeg dit nie reg nie, want dit is oneerlik. Nou hier praat die Bybel van 'n eerlike weegskaal. Die weegskaal wat God het van praat is een wat regverdig is en eerlik is. So moet ons lewens ook wees. Ons moet eerlik wees en in alles wat ons doen moet ons eerlik handel dryf met God. Dit vra vir eerlikheid en integriteit in sake transaksies en merk op dat God se karakter vereis dat mense met billikheid optree. Ons moet met alles wat jy doen, is jy in jou besigheid eerlik met wat jy doen? Is jy eerlik met mense? As jy met hulle handel of transaksies aangaan, is jy eerlik met dit wat jy doen? Of is ons oneerlik? By die werksplek, is jy eerlik met alles wat jy doen? Of is ons skelm? Steel jy die werk se tyd? Of steel jy die werk se penne? Of is ons eerlik met alles wat ons doen? En as jy 'n besigheid, as jy 'n besigheidsman of vrou is die pryse en goed wat jy vra eerlik, of probeer jy mense indoen en inbyt? Die Here soek 'n eerlike persoon, 'n weegskaal wat reg is, wat eerlik is. Die vers dien as 'n oproep om menslike standaarde in lyn te bring met God se perfekte en regverdige standaard, wat vertroue en integriteit in die samelewing handhaaf. 'n Paar sleutelpunte in die ver goddelike bron van geregtigheid. Die kernboodskap is dat die ware geregtigheid en regverdigheid van die Here afkomstig is. Nou as jy die Here dien, sal jy regverdig handel met alles wat jy doen en sê. Nie van menslike konstruksie of standaarde nie. Jy gaan nie handel soos wat die wêreld handel oneerlik nie, maar jy gaan eerlik wees in jou handel en wandel met alles wat jy doen. En mense wat na jou toe kom sal weet, jy is 'n eerlike persoon. Jy stel Jesus Christus bo alles wat jy doen. En met al jou transaksies en handelinge wat jy doen jy dit eerlik. En jy handhaaf God se standaard, nie die standaarde van mense nie. Skale en balanse word gebruik as 'n metafoor vir billikheid en integriteit, 'n noodsaaklike instrument vir akkurate meting in handel en nywerheid in antieke tye.
God se besorgdheid oor eerlikheid. Die vers toon dan juist dat God diep besorg is oor hoe mense hulle sake en transaksies handhaaf en bedryf. Dit is baie belangrik dat ons dit moet besef. Want ons kan nie, jy kan nie sê jy is 'n kind van God, maar jy is oneerlik. Jy kan nie sê jy is 'n kind van God, maar jy probeer mense indoen, of skelm wees, of oneerlik wees. Jy kan nie. Maar ongelukkig, in ons samelewing gebeur dit baie. Soos ek dink ek het dit al genoem, ons was in die kerk gewees, en daar was 'n persoon in die kerk, en hy het polis aan mense verkoop. Ouwinge van die dag te verdwyne met alles. Land uit. Mense het alles verloor wat hulle gehad het. Dit is oneerlik handel. En hoe kan jy sê, jy is 'n kind van God, wat Jesus Christus lief het, maar jy doen dit? Dan twyfel ek baie sterk of jy werklik 'n kind van God is. Want 'n kind van God sal nooit dit doen nie. 'n Kind van God sal nooit oneerlik handel, of ander te probeer nakom, of indoen. En nou sê jy vir my, ek is eerlik, ek handel eerlik, maar kom ons kyk 'n bietjie mooi. As mense by jou kom geld leen, iemand vra vir jou, kan jy hulle help om geld te leen? Wat doen jy? Sê vir hulle, ja, my broer, ek sê jou help, en jy jou R200. Nou bring hy die R200 terug. Nee, dis nou R350 en ons R150 rente. Jy weet die Bybel sê, as jy geld leen, jy mag nie rente vra nie. Net interessant, maar tog doen mense dit. Mense floreer op rente, dan sit hulle die hoë rentekoerse op, en die hoë rente by, en dan baie keer dan gebeur dit dat mense is desperaat, hulle het nie ander keuse nie, dan gaan leen hulle geld, en dan beland hulle net dieper in die skuld. Wanneer is die rente so hoog, dis oneerlik. En God se oë is oneerlik. Sê 'n broer wil help hulle uit die liefde van jou hart, sonder om iets terug te verwag. Maar ons doen dit nie, baie van ons doen dit nie. Maar nou soms is eerlik, en nou sal mense wat debatteer daaroor en sê, ja, maar ek mag rente vra, maar die Bybel sê dan ons moet nie. Nou, vir wie luister ons? Die samelewing, vir die ekonomie, en vir besigheid, wat vir jou sê, ja, maar dis hoe dit werk, of luister jy na die woord van God? En in elk geval, as jy in die Joodse tradisie gaan kyk, as mense skuld gehad het, na 7 jaar was hy skuld afgeskryf. Dit is interessant om aan te dink. Doen ons werklik met die Here van ons verwag? Is ons bereid om as broers en susters mekaar te help of ons oneerlik met mekaar? Dit moedig ons aan om morele en etiese standaarde in ons lewens toe te pas, wat God se karakter weerspieël en in lyn is met sy verwagting vir elke gedrag. Ons moet in lyn wees met God se standaard, nie die standaard van mense. Want as jy mense gaan volg en die sieninge van die wêreld gaan volg en wat die wêreld vir jou sê, dan gaan jy dinge doen wat heeltemal teenstrydig is met God se woord. Hou by God se standaarde. En jy weet wat nie, as jy by God se standaarde gaan hou, gaan die Here jou seën. Dan gaan die Here jou weer voorspoedig maak. En die Here sal vir jou sukses gee. En as ek sê van sukses, dan praat ek nie net van geld nie, maar die Here sal saam met jou stap. In besigheid, as ons kyk na die vers dien as 'n herinnering vir besighede om billik, akkuraat en eerlik in hulle praktyk te wees. Is ons eerlik? As jy besigheid, nou het jy miskien 'n kar handelplek, nou koop jy 'n kar vir R10.000 en hy klomp roesplekke en as fout met die engine, maar nou maak jy dit net so mooi dat dit lyk asof hy splinter nuut is en jy gaan verkoop om R100.000. Net 'n voorbeeld, dit is seker heel belaglik, maar is ons eerlik met dit wat ons doen? As jy besigheid het, dit wat jy nie goed voor aankoop en dit verkoop, is dit billik? Of is dit uitermate uit duur en onbillik? Hoe handel ons op ons besighede? Doen jy jou besigheid sodat God se naam verheerlik word? Of gaan mense na jou kyk en sê, nee, moenie met daai man of vrou besigheid doen nie, bly weg. Ja, maar dit nie gehoor, hy's 'n Christen nie. En weet jy wat jy hartseer kind van God?
Weet jy hoeveel mense vandag, as hulle hoor iemand sê hy is 'n Christen, dan wil hulle nie meer besigheid met hulle doen. Ek het al mense gehoor wat gesê het, as iemand vir my sê hy is 'n Christen, dan weier ek om besigheid met hom te doen. Want dit is hoe ons dan hoe ons mense geword het. Oneerlik. En hulle doen nie meer dinge tot God se eer nie. Soveel so dat hulle mense so indoen en beroof en bedrieg en swak werk lewer, dat mense nie meer na die Christene toe wil gaan vir aanwesigheid. En as jy die ou tyd gaan kyk in Jesus se nadat Jesus opgevaar het, die vroeë Christene, hulle was vervolg deur die Romeinse ryk. Hulle was aan lampale opgehang om as ligte te dien. Hulle was in kolosseums gegooi om met leeu's te beklei. Maar weet jy wat het die keiser gesê? Die keiser het gesê, die Christene is van ons beste burgers. Want hulle het so hoë standaard gehad, dat tot die vyand gesien het, daar's 'n verskil. Is dit hoe ons handel dryf met ons besighede? Is dit hoe ons optree met dit wat ons doen? Hoe ons handel met ander mense, dat hulle Christus kan raak sien? Of gaan dit vir ons net oor ons sak, oor geld, oor hoeveel geld jy kan maak? As jy agter geld gaan aanhardloop, pas op man. Want jy kan net een God dien, jy kan nie twee gode dien. Jy kan nie God en mammon dien nie. En as jy 'n liefde gaan hê vir geld, dan gaan jy op een of ander plek die Here afskeep. En ek dank die Here dat in hierdie kerk preek ons nie geld nie. Ons praat nie geld nie, want ons sal ook nie geld preek of praat nie. Die Here weet wat's nodig en hy voorsien. En ons kan getuig, ons praat gister daaroor, hoe die Here ons gemeentetjie hierdie jaar gedra het. Ek sê, die Here het hierdie jaar gekom en ons kom seën. En ons het nie nodig gehad om stalletjies te hê of om 'n bazaar te hou of uitverkoop. God voorsien. Dis sy gemeente, hy sorg. Ons het nie nodig, ek het nie nodig om hier te staan en julle te dreig met die Bybel nie. Ek is so dankbaar, ek het nie nodig om dit te doen. Maar dan kom jy in kerk en dan dreig hulle jou met die Bybel. Hoe as jy nie nou soveel geld gaan aangooi nie, dan gaan die Here jou straf. En dan gebruik hulle daai vers in Maleagi, dan ruk hulle hom so uit konteks uit. Maar hulle gaan kyk nie wat die konteks van dit nie. Dan wil hulle vir jou sê, ja, maar jy beroof die Here. Dit het niks te doen met tiendes nie. Dit het te doen met die priesters. Gaan doen 'n bietjie navorsing. Die Here het daar gepraat van die priesters wat oneerlik gehandel het in die tempel. Dis waaroor hy vers gaan. Maar nou gebruik predikante dit en hulle dreig jou en sit jou met die Bybel oor die kop en wil al jou geld uit jou uitkry en dan sit hulle met hierdie fancy BMW's en Mercedes's en hierdie luxe huise. En ons het mense in hulle gemeentes wat nie eens weet waar hulle volgende ete vandaan kom. Nee, wat ons het nie geld nodig nie, ek het Jesus Christus nodig. En ek sal Jesus Christus verkondig en hom as gekruisig. En dis al wat ek belangstel in is Jesus Christus. Hy sal in al my behoeftes voorsien. Hy sal in die behoeftes van die gemeente voorsien. Ons het nie nodig om oor geld te praat. Prys die Here se naam daarvoor. As ons kyk na vers 12, wat hy sê, dit is 'n gruwel vir konings om goddeloos te doen. Dit is 'n gruwel, 'n afskuwelike ding vir konings om goddeloosheid te pleeg. Nou soos ek laasweek ook gesê het en soos al so baie gesê het, ons land se leiers. Hoekom sê die Here dit so baie in sy woord? En as hy praat van koning, kan hy in vandag se terme kan ons praat van 'n leier. Hoekom noem die Here dit pertinent so baie? Want 'n volk of 'n land wat regeer word deur 'n goddelose leier is 'n land en 'n volk wat swaar kry. Gaan kyk maar reg in die geskiedenis. Want 'n troon word deur die geregtigheid gevestig. 'n Koning wat die Here gevrees het. Jy kan maar in die Bybel gaan lees, en lees jy van die konings, dan sê dit hierdie koning het die Here gevrees, dan het die Here Israel geseën. Maar dan het 'n koning weer gekom wat die Here nie gedien het nie, wat agter afgode was en die land het swaar gekry.
En die mense het swaar gekry. Kom ons bid vir ons leiers. Kom ons hou nie op bid vir ons leiers nie. En as jy wil kwaad word vir die leiers, tel tot 10. En dan sê jy, wat wil die Here ek moet doen? Die Here wil ek moet vir hulle bid, en dan bid jy vir hulle. En dalk kan daar miskien 'n verskil kom as ons meer bid vir hulle, as om kwaad te wees vir hulle. Hierdie gedeelte beklemtoon die kritieke plig van leiers om geregtigheid en geregtigheid te handhaaf. Aangesien hulle, ek bedoel geregverdigheid en geregtigheid te handhaaf, skus, nou noem ek dieselfde woord twee keer, skus maar. Aangesien hulle optrede die morele fundament vir hulle heerskappy skep. En hierso praat hy, nou kan ek miskien van 'n koning praat, maar nou kom ons kyk in die kerkverband. Jy het leiers in die kerk. Jy het die pastoor en die ouderlinge in die kerk wat ook dien as leiers. Dit geld net so vir ons. En ook in 'n werksplek, jy's miskien 'n supervisor of 'n bestuurder of wat 'n hoë pos jy miskien in 'n werksplek het. Dit geld vir jou ook. As jy dien as 'n leier in enige leierskap aan posisie, geld dit vir jou ook. Want hoe tree jy op? Tree jy regverdig op? Is jy 'n leier wat God vrees en wat God dien en wat dit gaan oor Jesus Christus? Want dan sal jy jou mense wat vir jou werk of wat in die kerk is of waar ook al jy as leier dien met respek behandel, sodat Christus se naam verheerlik kan. Want alles wat ons doen, moet Jesus Christus se naam verheerlik. Het jy dit geweet? In jou handel en in al jou wandel moet Christus se naam verheerlik word. En in wat se leierskap, hoedanigheid jy mag wees, kom ons laat Christus se naam verheerlik word. En kry, word nie hoogmoedig en dink jy is nou net die nie. Ek kan nie dink om so te wees nie. As ek nou hier voor moet staan en half weer kyk op julle en dink ek is nou beter as julle. Nee, ek is nie beter as julle nie. Ek skaam my partykeer as ek dink waar die Here my vandaan gekry. Dan sê ek, Here, daar's baie beter mense wat ek kon gekies het vir die werk. Maar u het my gekies. Ek kan nie verstaan die Here. Ek is nie so besonders nie. Ek het baie foute, Here. Maar jy weet wat is die genade van Jesus Christus. En u en ek is broers en susters. Ons is 'n span, ons werk saam, ons is een liggaam. Ons is nie hier om onsself te verhoog bo julle nie. Die Here het my in 'n posisie gesit om die gemeente te lei. Maar dit beteken, jy stap voor en jou skapie stap agterna. Nie soos die beeld wat jy sien met die diere wat in die voor stap en jy staan hier met 'n sweep in die agterkant nie. Dis nie 'n leier nie. Dis 'n diktator. En in hierdie kerk sal daar nie diktators wees nie. Ons werk saam. Hoe lekker is dit as broers en susters kan saamwerk, kan saam die naam van Jesus Christus verheerlik en sy liggaam verheerlik. Want dit gaan oor sy liggaam. Dit gaan oor sy gemeente. En u en ek, elkeen van u wat daar sit, het 'n plig en 'n taak in die gemeente van Christus. Nou is my vraag, wat doen jy vir die Here? Is jy betrokke in die gemeente? Wat doen jy vir Jesus Christus? Dis sy gemeente. Ek kan nie alles doen nie. Ek is een persoon. Die Here het vir my 'n taak gegee, maar u het ook 'n taak. En u taak is glad nie minder belangrik as wat my taak is nie. Ons werk saam as 'n span vir Jesus Christus. Dat Jesus Christus se naam hoog gehou kan word. Daarom leierskap is baie belangrik. 'n Koning se integriteit is noodsaaklik vir maatskaplike orde en stabiliteit. En 'n goddelose koning ondermyn die doel van hulle gesag. Soos ons al so baie gehoor het in Spreuke, ons moet dus bid dat ons land se leiers die Here sal dien. Ons kan dit egter nie doen as jy nie by die Here gaan stil staan en vir die Here vra om jou hart te verander nie. Want ek dink partykeer moet ons hartsverandering kry. Dat ons met Christus se oë kyk in plaas van ons eie menslike oë. Want jou menslike oë en jou menslike verstand is partykeer vol haat en kyk neer op ander en wil ander veroordeel en wil
Nee, ons moet met Christus se oë begin kyk. Want dan miskien in plaas van om net 'n mens raak te sien, gaan jy 'n siel raak sien, wat verlore gaan. Kom ons bid dat hulle tot bekering kom. Ons moet die opdragte van die Here uitvoer. Die koning se rol in antieke Israel is die koning gesien as God se aangestelde heerser. Die Here het konings aangestel, verantwoordelik vir die handhawing van God se wette en die bevordering van geregtigheid. Geregtigheid kom van die Here. En as die geregtigheid reg beoefen word, sal dit stabiliteit gee. Die tweede deel van die vers verduidelik dat 'n koning se heerskappy op geregtigheid gebou is. Hierdie integriteit verseker nie net hulle eie posisie nie, maar skep ook 'n regverdige en floreerende samelewing. Nou in die kerkverband ook, as jy 'n leier gaan hê wat die Here gaan vrees, of ouderlinge wat die Here vrees, gaan die Here die kerk seën. Die gemeente gaan geseën wees, want mense gaan saamwerk, in plaas van teen mekaar te werk. Jy gaan nie iemand in 'n posisie hê, wat net 'n posisie wil vul, en dan as diktator wil regeer. Maar jy gaan eerder mense hê wat die voortou gaan neem, en wat ander gaan aanmoedig om saam te werk. Kom ons bid dat ons so sal wees, dat ons Christus se naam sal hoog hou. Leiers is verantwoordbaar teenoor God. Jy weet jy is verantwoordbaar teenoor God. En dit geld eintlik vir almal van ons, nie net leiers nie, maar spesifiek in hierdie konteks en hierdie vers wat hy praat van die leiers. So as jy in 'n leierskapposisie is, onthou jy is verantwoordbaar teenoor God. Alles het net in 'n werk wat jy 'n leier is of 'n hoë gesagsposisie het. Jy is verantwoordbaar teenoor God. Hoe doen jy jou werk? Doen jy jou werk vir God? Of doen jy jou werk vir jouself? En vertrap jy ander onder jou? Dit is net so erg om onder 'n leier te wees, of 'n baas te wees wat jou vertrap in die grond het, wat op jou skree, wat jou sleg behandel. Het jy dit al ervaar? Ek weet van baie mense wat al in sulke omstandighede was en dan word jy uitgeskree en uitgetrap vir die geringste dingetjie en hulle word voek op jou en gaan te kere en behandel jou soos gaan mors. Ons moet nie so wees nie. Geen kind van God moet ooit so optree. Kom ons sorg dat ons met integriteit optree. In die vers sien ons ook wysheid. Die wysheid van Spreuke 16 vers 12 bly vandag relevant en dien as 'n kragtige herinnering vir die hedendaagse leiers om etiese gedrag te demonstreer en vir mense om leiers te soek wat hierdie gedeelte bevat. Doen u dit? Vra ons vir die Here vir leiers wat hom dien. Baie mense sê, ek stel nie belang in politiek nie. Ek sê nie, jy moet belangstel in politiek nie, maar weet jy, kind van God, dis baie keer waar ons die fout maak. Ek wil niks met dit te doen, ek wil niks hoor nie. En intussen bring hulle wette in, soos gay huwelike, aborsies, Bybels wat uit die skole gehaal word. Maar ek stel nie belang nie. Somtyds kan ons nie net agteroor sit en sê ek stel nie belang nie. Somtyds moet ons praat, somtyds moet ons betrokke wees, dat ons kan weet wat gaan aan, sodat ons kan bid teen dit. Dat ons op kan staan teen dit wat verkeerd is. Maar as almal van ons sê ek stel nie belang nie, wat ek worry nie wat sy leier is daar nie. Dan gaan goed inkom wat God in Moses, wat teen die woord van God is. Hulle is nou besig, ek het dit al genoem, om wetgewing te wil inbring wat hulle die pastore wil reguleer, en die kerke wil reguleer. En as een ek net sê, ek stel nie belang nie, wat gaan gebeur? Dan gaan hulle in die deur voel, dan gaan die goed inkom. So dit is ook ons plig om te bid vir die Here, vir leiers wat hom dien. En so ver as wat van ons moontlik is om seker te maak, dat daar iemand in beheer kom wat die Here dien. Vanaf in die kerk. Jy kan nie in die kerk iemand in 'n posisie sit, hy het nou hier met hierdie verbare hier voor die deur gestop, kyk man. Ja, het sy soet gesien wat hy dra. Hierdie man het diep sakke.
Kom ons gee vir hom 'n leierskapposisie. En dan begin die probleme. Maar dan begin hy vir jou te sê, luister nie, ek betaal die geld, jy sal doen wat ek sê. Nou spring en dans die predikante rondom die een om hom nie te affekteer nie, want ek wil nie die geld verloor nie. Hoe baie gebeur dit? Jy kan met wat 'n blinkkar hiervoor stop, ek wil die gees van God in jou sien. Jesus Christus moet in jou lewe teenwoordig wees. En Christus en die Heilige Gees alleen sal uitwys wie moet in 'n posisie wees. Dis die Bybelse standaard om 'n leier te kies. Die Heilige Gees moet uitwys. Ons is veronderstel om te vas en te bid vir leiers. Dan sal die Heilige Gees kom en uitwys wie hy wil hê as leier. Doen ons 'n kind van God? Die koning sê behaan, as ons kyk vers 13, die koning sê behaan regverdige lippe. Die koning se vreugde is regverdige lippe, en hy het hom lief wat reg praat. Beklemtoon dat waaragtig en regverdige spraak hoog op prys gestel word deur diegene in gesagsposisies. Kommentators verduidelik dat wyse konings en leiers eerlike raad bo vleiery waardeer en plesier vind in raadgewers wat met integriteit praat. Nou weer eens, kom nou in die kerkverband. Jy het 'n pastoor en sy ouderlinge. Die leiers wat hom moet ondersteun. Is die leiers wat in posisie is mense met integriteit? Is dit mense wat die liefde van die Here uitdra? Is dit mense wat hom eerder sal oplig en sal help en onderskraag? Of wil elkeen sy eie koninkrykie vestig? Wil elkeen sy eie doel doen? Wil elkeen net doen wat hy of sy wil doen? En dan op 'n tyd van die dag, dan sit jy met 3-4 leiers in posisies en elkeen het baklei en stry met mekaar, want elkeen wil sy eie ding doen. Dit gaan baie verder as wat ons dink. Dit is maklik om iemand in 'n posisie te sit, maar as dit die verkeerde persoon is, gaan jy baie groot skade kry. Daarom moet ons seker maak dat dit mense is wat Christus dien en vrees en wat, soos wat Timoteus vir ons sê, die standaarde vir 'n ouderling, die standaarde vir 'n pastoor. Maar hoeveel keer gaan kyk ons daarna voordat ons leiers aanstel? Doen ons dit nog? Die vers beklemtoon die belangrikheid van eerlikheid, geregtigheid en integriteit in kommunikasie. Hoe is jou kommunikasie? Konings vind behaag in regverdige lippe, omdat sulke spraak eerlik, waaragtig en in lyn is met God se wet. Nou leiers in die kerk wat eerlik praat, wat eerlik handel met regverdige lippe, sal 'n baat wees vir die koninkryk van God. Die vers moedig leiers implisiet aan om vleiery en veinsery te verwerp, soos ek nou gesê het, daai vleiery. Daai ou nou so blinkkar gaan, nou wil jy hom vlei, nou wil jy hom paai. Nee, dit gaan nie werk nie. Dit gaan nie werk in die kerk nie. Dan moet jy my jou geld vat en hoop. Ek het nie jou geld nodig nie. Ek wil Christus in jou lewe sien. Wys my jy sit Jesus Christus bo alles. En moenie my kom probeer vlei of paai of omkoop met geld nie, want dit gaan nie werk nie. Want in die gemeente sal Jesus Christus gedien. Jesus Christus sal geëer en gevrees word en gerespekteer word. Nie geld nie. Ek is nie hier vir geld nie. Ek is hier vir God. En leiers wat die Here dien, sal nie kom met vleiery en met omkopery en sulke dinge nie. Jy sal regverdige lippe hê. Jy sal regverdig handel en wandel in alles wat jy doen. En ek weet, ons praat baie oor daai geld kwessie, maar ongelukkig in vandag se samelewing, ons is in 'n samelewing waar dit 'n probleem geword het. Waar kerke geheers word deur geld. Ek was al in kerke wat hulle die deur gesluit het. Jy gaan nie in die kerk uit voor jy die kollekte ingegooi het. Regtig? En dan kom jy van die kerk en sê hulle vir jou, maar hulle gaan nou 'n sagte kollekte opneem. Hulle wil nie coins hoor nie.
Jy moet net note ingooi. Die een kerk wat ek in Debbie besoek het, die ou sê, staan daar voor my, hy swaai noot rond. Hy sê, die waarde van jou siel sal bepaal word deur hoeveel jy in die sakkie gooi. Dit is hoe dit gaan. En ons moet gewaarsku wees daarteen. Kom ons bly weg van daai ding. As jy 'n leier is in die kerk, sorg dat jy Jesus Christus eer, nie geld nie. Sorg dat Christus jou hoogste eer en belang is. Sorg dat jy die mense in die kerk met die liefde van Christus behandel. Want ons moet mekaar met die liefde van Christus toevul. En u wat in die gemeente is, wat miskien nie in 'n leiersposisie is nie, bid vir die leiers in die gemeente. Bid vir die pastore. Julle moet bid vir my. Ons kry baie aanvalle. Ek en Debbie kry baie aanvalle. En weet jy hoeveel kere word die pastoor se vrou meer aangeval nog as die pastoor self? Dis hoe die vyand werk. Ons sit met aanvalle en stryd wat baie mense nie van weet nie. Ons kom Sondag kerk toe. Ek staan nie, ek bring die boodskap, Debbie is daar in die klankbokkie. Ons glimlag, maar weet julle nie van die stryd van Maandag tot Saterdag en hoe die duiwel aanval en aanval en aanval. En as julle nie vir ons gaan bid nie, gaan ons dit nie maak. Ek is 'n mens met kleivoete. Ek het Christus nodig om my sterk te hou. Ek het u gebede nodig elke dag, want as u nie vir my gaan bid nie. U moet vir my bid, ek bid vir julle. Ons tree vir mekaar in. Ons dra mekaar as 'n liggaam van Christus en ons werk saam. En dit kom weer eens daarby. Jy kan nie hoogmoedig wil wees in die liggaam van Christus nie, want ons is 'n span. Ons werk saam, ons vat hande. Ons dra mekaar. Ons bemoedig mekaar aan. En dis waaroor dit moet gaan. Vers 14. 'n koning se toren is verwoestend. Ja, dit soos boodskappers van die dood, maar 'n wyse persoon kan dit paai deur onderskeidingsvermoë en sagte antwoorde. Nou weer eens, kom ons kom by 'n werkplek. Nou kom jou baas daar in die dag, maar dit lyk asof daar 'n verskriklike donderstorm op sy kop is. Ek weet julle dit nog nooit ervaar nie. Dan kom jy daar by die werk en dit is net donder weer. En dan kom die donder weer by sy mond uit. Dit is net sulke vloekwoorde, die een vloekwoord na ander. Dis nie lekker nie. Maar die Bybel sê 'n sagte antwoord of die regte antwoord kan daai woede bedaar. 'n wyse persoon sal 'n manier vind om die baas se gemoed te kalmeer of om iets te doen wat sy in die ou dae veral as 'n koning 'n donderwolk bo sy kop gehad het mense ver weg gehardloop, want in die ou tyd het hulle sommer jou kop afgekap as die koning 'n slegte dag gehad het. So nou het hy raadgewers gehad wat probeer het om daai woede te beteel, om hom net 'n bietjie kalmer te kry. Dis hoekom baie keer selfs nie weer eens, kom ons terug in die kerkverband. Soos nou ek die pastoor en nou het ek 'n slegte dag. Jy het aanval op aanval en 'n rokkie bietjie moedeloos en as jy wyse leiers in die kerk het, sal hulle sê pastoor, bedaar 'n bietjie. Kom ek bid vir pastoor. Ek weet pastoor is miskien kwaad. 'n Pastoor kan ook kwaad raak, het julle geweet? Ja, ons kan ook kwaad raak. En nou het jy leiers wat jou kalmeer, wat vir jou bid, wat vir jou teksversie gee, of wat saam met jou hande vat en jou kalmeer. Dinge gaan regkom. Kyk hier na pastoor. En ons weer eens, ons dra mekaar. Ons help mekaar. Ons ondersteun mekaar. Ons onderskraag mekaar. Dis baie belangrik. Wie sê die woord van God vir ons? Die grimmigheid van die koning is soos boodskappers van die dood. Maar 'n wyse man bring dit tot bedaring. Net die regte woord op die regte tyd kan iemand se hele gemoed verander. En as u en ek vir Jesus Christus lewe en ons lewe naby die Here, sal die Here vir jou die wysheid gee hoe om so 'n situasie te hanteer. Maar hoe hanteer meeste van ons as mense dit? Wees nou eerlik. Nou kom die baas aan met 'n donderwolk, nou jy sommer ook 'n donderwolk. En nou wil jy terughap of jy wil
ekstra stadig werk, of jy wil iets doen om die baas nou nog meer kwaad te kry. En as jy weer sien, dan is daar 'n tsunami bo sy kop, en dan sy sommer baie dit bevoeten. Want jy gooi eintlik petrol op die vuur, in plaas van om dit te kalmeer. Ek weet in die huis ook, as jy nou met boeties en sissies groot geword het, en nou is die een sissie miskien 'n bietjie ongelukkig die dag, en dan val jy sommer ekstra aan om 'n vuur op die petrol op die vuur te gooi. En dan is dan vir jou behoorlike bekleier in die huis. Nee, 'n sagte antwoord op daardie woede. Kom ons vra vir die Here vir wysheid, om in sulke situasies reg op te tree, om kalmte te bring, om 'n situasie te beredder, om weer die gemoedere sag te kry, dat die son weer uitkom en die wolkies verdwyn en die voeltjies sing, en dit gaan weer goed. Maar dit is u en my se plig. Nou weet jy ook, jy het ook 'n plig in die gemeente. Ons sit nie net hier nie. Jy kom nie net in kerk toe en sit hier nie. Al sit jy net daar en bid. Dit is iets wat jy doen, jy bid. Tree in, wees 'n intercessor, tree in vir die werk van die Here. Die vyand is besig en die vyand is los. Dis laaste versie wat ons na kyk, en die vriendelike blik van die koning is lewe, en sy welgevalle is soos 'n wolk van die laatreëns. Nou het jy al gesien daai laatreëns, vanaand boere wat op 'n plaas is, sy laatreëns kom en dit val, en die oes kan groei, en daai lekker reuk wat in die rug is. Dis wonderlik. En dit is wat vriendelikheid doen. En die vriendelike blik van die koning is lewe. Nou sien, as jy die koning gekalmeer het, of die leier gekalmeer het, of die baas gekalmeer het, dit is soos daai laatreëns. En die lig van die koning se aangesig is lewe, en sy guns is soos 'n wolk van die laatreën. Beklemtoon die koning se guns as 'n bron van voorspoed en welstand vir sy volk, vergelykbaar met die lewegewende krag van lentereën. Die lig van koning se aangesig simboliseer goddelike goedkeuring en gunstige gesindheid. Die krag van leierskap. Die vers beklemtoon die beduidende impak wat 'n leier se geaardheid op die bevolking kan hê. Die lig van die koning se gesig verteenwoordig 'n vreugdevolle en glimlaggende gesig, terwyl die lentereën noodsaaklik was vir die groei van gewasse, en dis vir die mense se oorlewing in die landbousamelewing. En dan kyk jy na guns as seën, die koning se goedkeuring, en guns word uitgebeeld as 'n vorm van goddelike seën. Kommentaar beklemtoon dikwels die verantwoordelikheid van diegene in gesagsposisies om medelydend te wees en met wysheid te reageer, aangesien hulle optrede diegene wat hulle lei diep kan ophef of benadeel. Soos belangrik dat ons aan die woord van God sal kyk. Kom ons bid vir ons leiers. Want as jy 'n leier het wat die Here gaan dien, en wat vriendelik is, en wat saggeaard is, en wat gaan lewe soos wat die Here wil hê, dan gaan dit soos daai laatreëns wees. Gaan wonderlik wees, is 'n seën vir elkeen wat dit ontvang. Jy wil nie die grimmigheid van 'n leier hê nie. So daarom bid vir jou leiers. Tree in, kom ons tree in vir mekaar. Kom ons doen wat die woord van God sê, en ons kyk net wat sê die woord van God van leiers. En ons tree in vir ons leiers. En as jy in 'n leierskapposisie is, bid dat die Here jou sal maak 'n leier wat Christus eer. En wat doen wat Jesus Christus wil hê jy moet doen. Want dit gaan op die ouene vandag oor Jesus Christus. Wat is die doel van hierdie lewe? Die doel van hierdie lewe is om Christus te verheerlik. En as jy enige ander doel het, verander maar jou doel. Want geen ander doel op hierdie aarde maak sin. As jou doel is om baie geld te kry of om groot sukses te bereik, nou het jy groot sukses bereik, jy baie geld en jy sterf, wat nou? Jou doel in hierdie lewe is om Christus te verheerlik. Want as jy Christus gaan verheerlik, sal hy saam met jou stap. En eendag wanneer hy jou kom haal, weet jy
jy gaan na hom toe. Na hom wat jou gemaak het. Na hom wat jou God is. En jy gaan vir ewig saam met hom wees. Maar dan moet ons so lewe, dat hy geëer en gevrees en respekteer word. Met alles wat ons doen. Kom ons sluit die oor dan met ons saam. Ja, Here Jesus, dankie vir die goedheid en genade. Dankie dat ons vanmôre weer na hierdie stuk kan kyk en waar dit soveel klem lê op leierskap en die koning. Here, dan vra ons vir U dat U vir ons sal help. Vir ons wat in leierskapposisies is of gesagsposisies by die werk of waar ook al, Here. Vir ons as ouderlinge in die gemeente, vir ons as leiers in die gemeente, vir my as die pastoor van die gemeente, Here, dat ons nederig sal wees. En dat ons nou nie onsself sal verhoog, bo ander en dink, ons is in 'n posisie, nou kan ons ander vertrap. Maar nee, dat ons eerder, Here, ons posisie sal gebruik om ander te dien. Dan kyk ons na U, Here. U wat God is, het na hierdie aarde toe gekom om te dien. U het die disippels se voete gewas. U het die minste geword en U disippels opgehef. U het U lewe kom neerlê vir ons. U wat sonder sonde was, het sonde geword in ons plek. Help ons dat ons U voorbeeld sal volg en ander eerder sal dien. En as U ons in 'n gesagsposisie gesit het, Here, dat ons daai posisie sal gebruik om U te eer. Dan wil ons ook vanmôre kom bid vir ons land se leiers, Here. Vir elke leier in ons land. Wil ons bid vir hulle, Here. En ons bid vir ons land, ons bid vir Suid-Afrika. En ons bid dat U vir ons 'n land sal gee wat leiers sal hê wat Christus sal eerste stel bo alles. Want dan en dan alleen, Here, sal hierdie land geseën wees. En ons moet vir ons leiers bid. U lê baie klem in die woord daaroor. En daarom moet ons ag gee daarop en ons bid vir hulle. En help ons dat ons van ons kant af die lig van Jesus sal uitdra waar ook al ons kom. Dat ander Jesus in ons kan sien. En dat ons 'n verskil kan maak daar waar ons is. Dankie, Here Jesus, dat U kom tot al die eer en al die lof en al die dank. Amen. Kan ons saam die nagmaal gebruik, wat U kan help, kan maar net na vore kom.